Mr. Global South Africa en Miss Global South Africa is skoonheidskompetisies wat platforms skep vir mentorskap, die bevordering van vaardighede en leierskapontwikkeling vir jong mans en vroue. Ek gesels nou met Miss Global South Africa 2025, Chanel Rautenbach en Mr. Global South Africa 2025, Charles Jacardo van Helsdingen. Welkom by Goeiemôre, good morning. I feel like I'm in the presence of royalty. Thank you for joining us. Thank you for having us. Chanel, kom ons begin by jou. Hoe het dit gevoel toe jou naam aangekondig is as die wenner van Miss Global 2025? Ja, dit was 'n oomblik wat ek nog altyd vir gewag het. Ek doen al pageants van 2019 af en toe ek my naam hoor, het dit net gevoel of alles net in lyn geval het. Dit is so 'n groot oomblik waarvoor ek so lank gewerk het en gebid het, dat toe ek my naam hoor, trane het by my wange afgerol. Ek soek my ma en my pa nie gehoor en dit was net 'n oomblik van vestiging. Ja. Van ek is hier, soos hierdie is nou my oomblik. Dit is amper soos the combination of all the work you've put in comes to that moment. Exactly, ja. Charles, jy het al verlede jaar gaan deelneem aan Mr. Global. Yes, Waar was dit? Hoe was jou ervaring daar? Wow, dit was so groot voorreg wat ek gehad het. It was in Bangkok and you get to meet everyone from around the world, the best of the best. And the experience is nothing like I've had before because it's such a go that it's so easy to lose yourself within trying to keep with what they want, that staying authentic is so important in that moment. Ja. Chanel, jy gaan later vanjaar vir Suid-Afrika verteenwoordig in Miss Global. Waar gaan dit gebeur en waarna sien jy uit in terme van die kompetisie? So dit is ook in Thailand. Waarna ek uitsien is die mense. Ja. Ek sien uit om ons Suid-Afrika te verteenwoordig en dit reg te verteenwoordig. Ek sien uit vir al die preparasie tot by daai oomblik tot ek op daai vlug klim en dan wanneer ek daar is gaan ek net my beste gee. Die span werk baie hard om my daar te kry, om my reg te kry vir elke oomblik. So al wat ek kan sê is wag en kyk en julle sal trots wees en ek kan nie wag daarvoor nie. Ek is so bly dat jy nou genoem het van al die voorbereiding wat ingaan in so iets. Dit is nie net ek het 2 of 3 rokke en dan boek ek my vlugkaartjies en dan gaan ek. Dit is voorbereiding op elke vlak en amper in elke faset van wat die beoordelaars en die mense wat daar is by daai kompetisie wil sien in 'n wenner. Nee, dit is so, dit is definitief so. Ek het dit gesien in ons pageant week van Miss Global Suid-Afrika. Dit jy moet geesgesond wees, jy moet fisies gesond wees. Dis 'n hele ding wat daar ingaan en partykeer sien mense dit nie so baie nie. So selfs op my sosiale media probeer ek dit daar buite sit dat mense die journey saam met my kan stap sodat hulle weet hoe dit voel as daai kroon op my kop gesit word. Dat ons almal saam gewerk het om dit te kry. Ja. Wat is die voordele van deelname in so 'n tipe kompetisie soos Mr. Global of Miss Global? Well, for me, being a pageant king was never just about being a model. It was always about having my platform and my voice to be able to reach more people. So this has been an amazing opportunity for me to take my cancer education and my story and have a bigger platform to reach more people. So this is what this program does, is it allows us, people who want to make a change, to have a bigger platform and more influence. How do you go from being a cancer survivor where your main focus is on just getting through this horrible disease and making sure that you beat it, to getting onto that literally global stage and being able to tell your story? What was that journey like? That journey was a life-changing experience. I always say cancer was the best gift I ever survived because through it, I learned what it means to be a real man, what it means to be authentic, how you have power in your vulnerability and authenticity. And that changed my perspective of why I do pageants. And this gave me the opportunity when I was crying, going, I now have the opportunity to have a bigger voice. And going to Bangkok, I was the only contestant out of the entire world who was offered a partnership with one of the world's top oncology hospitals to be the African ambassador and speak about cancer education. And that for me was my win. Wow. And do you do some work with the Pink Drive here in South Africa as well? With the Pink Drive, I work with a lovely organization called Mahifalotsimo Breast Cancer. I work with Love Your Nuts, which is men's education on cancer. So I have my finger a little bit everywhere to just try and drive that change. Yeah, Chanel, you also supported Pink Drive as part of your campaign. Hoekom is dit so belangrik om nie net daar op die verhoog te gaan staan en mooi te lyk nie? Ons kan sien julle is mooi. Hoekom is dit belangrik dat julle die platform moet gebruik om bewusmaking te skep oor goed soos borskanker?
Weet jy wat, in my opinie dink ek enigiemand kan mooi lyk. Dit gaan oor wat jy daar buite sit in die wêreld, dit gaan oor die storie wat jy agterlos. Dit gaan oor die storie wat ons agterlos as ons, wel as ek oor 'n jaar my kroon oorhandig aan die nuwe meisie en as hy oor bietjie minder as 'n jaar sy sash oorhandig aan die nuwe ou. Dit is so groot gemeenskap wat gevorm het. Ja. En dit was vir my so mooi om te sien toe ek gesash was as 'n finalis tot nou die wenner. Dit is so mooi om te sien hoe die families, hoe ons vriende, hoe almal net by mekaar staan vir Pink Drive, vir waarvoor ons staan en dis wat dit mooi maak, dis wat dit ons storie maak en dis wat dit 'n impak maak. Dis nie net van make-up en hare en 'n kroon op my kop nie. Dit is meer as dit. Dit is pragtig. Ja, ek is regtig so bly dat ons hierdie gesprek kon voer want baie mense het daai wanpersepsie dat dit net gaan oor daai een aand waar almal mooi lyk en die kroon word op jou kop gesit, maar eintlik is dit vir iets groter. Wat is die grootste les wat jy geleer het in die hele proses voor ons net afsluit? Biggest lesson I learned is there's power in your authenticity. Ja. Be yourself, people relate, and then people will listen to what you have to say. Stunning, Chanel. Wel, weer eens, wees jouself. Dit is sulke cliché ding om te sê, maar elke keer as ek na Charlie toe gegaan het vir raad, het hy gesê wees jouself. As ek gaan het na ons national director toe, wees jouself. So vir almal daar buite, wees jouself. Sure. Baie dankie Dori, jy dit. Bly net waar jy is, want net hierna kuier ons saam. Keith Juluka, as jy nie weet wie hy is nie, ek gaan nou uitvind en gaan Instagram sommer vir hom en vir ons ook. Ons is nou terug.